Hartlik goeiemôre vriende, dit is Sondag 23 Maart, ons 'n lekker lang naweek en ons sê vir u welkom by Luks Moenie se eetdiens vanoggend en ons glo dat u 'n ryke seën hieruit sal ontvang. Ons is in lydenstyd en ons beleef ook in hierdie tyd die leiding wat die Here Jesus vir ons meegemaak het en hoe ons dan die genesing kan ontvang uit dit wat hy vir ons gedoen het. En so vanoggend gaan ons stil staan by 'n verhaal, 'n antieke verhaal oor wonde en genesing en hoe die Here ingryp in mense se lewens om dan genesing te kan bring. Voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Vader, in die goedheid en in die liefde reik jy uit na ons. U is ons God, U is ons skepper, maar meer as dit, Here, U is ons herskepper. En vanoggend, Here, wil ons die stem hoor, en ek vra dat U dit vir ons in ons harte sal laat tuis kom, sodat ons hier vanaand sal weggaan om dan wete te hê, dat U die God van genesing ook is. In Jesus naam. Amen. Ons verhaal kom uit die 9de eeu voor Christus, daar die noordelike 10 stamme wat die hoofstad Samaria gehad het. En dit kom in 'n tyd wat Israel se bure aan die noorde kant, die Arameërs en die Sirië se kant, gespanne verhouding met hulle miskien gehad het en dan ook dat daar oor die grense heen is daar plundertogte uitgevoer. En een van hierdie plundertogte het daar die Arameërs het gekom en hulle het 'n plundertog uitgevoer en byt geneem en dinge gevat wat nie aan hulle behoort nie en dan ook 'n slaaf of 'n slavin ook saamgeneem en so beland 'n klein dogtertjie in 'n huishouding, die hoof van die weermag se huis en sy word die dienares van hierdie hoof van die weermag wat hierdie plundertogte uitgevoer het sy huis. En hierdie dogtertjie kon negatief gewees het, kon traumaties wrok gekoester het van dit wat sy moes deurleef het. En hier moet sy nou 'n dienares wees van juis die mense wat die skade aangerig het in Israel. En kom ons lees dan die verhaal terwyl ons dit oordink. Dit kom uit 2 Konings hoofstuk 5 vers 1 tot 15. Ons lees. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Hy het vir die vrou gesê: "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid kon gesond maak." Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. "Gaan gerus," het die koning van Aram gesê. "Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe." Hy het vertrek en 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelei: "Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak." Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê: "Is ek dan God wat mense laat sterwe of hulle die lewe gee dat hierdie man iemand om my te stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees dat hy soek net skoor met my." Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en 'n boodskap aan die koning gestuur. "Hoekom het hy die klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is." Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom gestuur: "Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond, dan sal jy rein wees." Naaman het vererg weggery en gesê: "Ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem."
Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvan teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan, toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein, tot sover. Aangrypende verhaal van kontraste. 'n Jong dogtertjie word onskuldig uit haar land uit ontvoer en word in hierdie moeilike situasie geplaas, en dit sou maklik gewees het vir haar om wraak te gekoester het teen hierdie mense. Aan die ander kant het ons hierdie magtige persoon wat in beheer is van die weermag en op 'n strydwa gery het en kon doen wat hy wou in terme van die militêre optrede. En hier kom hy absolute doodloopstraat. Hy word melaats. En in die antieke tye was dit omtrent 'n doodsvonnis, miskien nie dadelik nie, maar met tyd het hierdie siekte die persoon afgetakel, sistematies vermink gelaat. Ons lees in Levitikus hoe daar instruksies gegee is oor hoe om met melaatses te werk. En dit sluit in dat hulle geïsoleer moes word. Hulle moes buitekant die stad gaan bly. Hulle kon nie in die stad bly nie. En dit was gevaarlik geweest om buite die stadsdeure te kan woon, was die persone uitgelewer aan die rowersbendes wat in die nag daar kon verbykom. En hulle moes ook hulle klere skeer en hulle kon hulle self nie versorg nie. Daar moes lyk of daar iets fout is met die persoon wat melaats gehad het. Verskriklike ding om te gebeur. En hierdie dogtertjie kyk na hierdie situasie en haar reaksie is ongelooflik. Sy gaan na haar dienares toe en sy sê, kan meneer tog net by die profeet in Samaria uitkom, dan sal hy genees word. En die manier wat meneer gesê word daar, is 'n eervolle manier, om na hom te verwys in 'n eervolle manier, die persoon wat verantwoordelik is vir haar ontvoering en haar weg neem uit haar huis uit en haar in hierdie situasie plaas. Sy het met reg rede gehad om miskien te sê, dit is sy verdiende loon. Ek gaan maar net terugsit en kyk hoe hierdie persoon afgetakel word. Maar nee, klein dogtertjie sien die potensiaal raak van genesing. En nog meer verbasend, hierdie persoon met al hierdie autoriteit, luister na haar, luister na hierdie kind, en gaan na sy koning toe, kry hierdie brief, gaan dadelik na Israel toe, rapporteer by die koning van Israel, gee hom hierdie brief, en hoe teenstrydig die reaksie van die koning. En hy gooi sy arms in die lug en sê, hoe kan hulle van my verwag om hierdie persoon gesond te maak? Dit is God, net God wat dit kan doen. En hy skeer sy klere, koning wat sy klere skeer, was 'n geweldige ding, en die nuus versprei, dan kom by Elisa uit, en Elisa sê, hoekom het jy jou klere geskeer? Stuur hom na my toe. En so gou as wat gesê het, so gou word dit gedoen. Naaman kom by Elisa aan. En Elisa kom nie uit nie. Hy stuur 'n boodskap uit. Hy sê, gaan was jou in die rivier, die Jordaan rivier, 7 maal. En oombliklik was Naaman vererg. En hy dink aan daardie wonderlike riviere in Sirië waar hy homself kan gaan was eerder. Hoekom moet hy in hierdie twyfelagtige rivier homself gaan was? En hy's woedend en hy's op pad terug en sy dienaars kyk na hierdie situasie en stop hom. Hy sê vir meneer, as hy vir iets moeiliks gevra het, sou jy dit tog gedoen het. En hy het vir jou iets makliker gevra, iets maklik gevra. Hoekom dit nie doen nie?
En weer eens, eintlik verbasend, luister na Naaman. Hy gaan en hy was homself in die Jordaan en hy word genees. En die wonder vind plaas en hy gaan terug na Elisa toe en hy erken daarso dat dit net die God van alle gode is, die God, asof daar geen ander is nie, wat hom kon genees het, en hoe hy dan homself toewy aan die God van Israel. En hy vra vir Elisa, kan ek nie grond saamvat nie, ek wil grond saamvat om daar te gaan offer in my land. Hier is die persepsies wat die mense dalk gehad het, miskien in Israel, dat mens God net kan aanbid in Israel en nie in 'n heidense land nie. Maar dit wys sy oorgawe en sy blydskap. En hy wil vir Elisa geskenke aanbied, geld aanbied, klere aanbied. Elisa sê, dis nie nodig nie. En hy gaan terug, en hy word 'n getuie. Hy gaan terug na sy land toe. En wat 'n getuienis moes dit nie gewees het nie. Hier het vertrek 'n man met melaats, ironies, so 'n man met soveel autoriteit, 'n doodsvonnis oor hom uitgespreek. En hier kom hy terug, genees. En hy kom met 'n getuienis. En wat 'n kragtige effek het dit nie gehad, sou dit nie moes gehad het op daardie omgewing waar hy gewoon het, en in daardie huishouding, wat die reaksie van daai dogtertjie sou gewees het. Wonderlik, hoe God gewerk het. So hier staan vir my 3 elemente duidelik uit. Ons kom almal te staan teen onoorkomelike goed. Ons kry seer in die lewe. Ons kry miskien fisies seer, ons dalk 'n siekte. Ons kry dalk miskien ook emosioneel seer. En dan kom ons by 'n punt wat ons sê, hierdie is net te moeilik, hierdie is net te groot. Ek kan dit nie hanteer nie. So almal kom daardie punt uit. En beide, Naaman en die dogtertjie, het miskien by daardie punt uitgekom. Vervreem van haar ouerhuis, en Naaman hierdie doodsvonnis wat oor hom uitgespreek. Ons kry dit almal kom in kontak daarmee. En dan die reaksie van Naaman toe hy Elisa hom die instruksie gee. En hy kwaad geword het. Die Here genees. En hoe die Here genees, hoe hy kies om te werk te gaan. Partykeer pas dit nie in die mens se planne in. Ons raak ons eie kenmerke van sukses. En ons sê dit, Here, verhoor asseblief ons gebed en genees ons, en dit is hoe dit moet lyk. En ons het vooropgestelde idees van dit is hoe die genesing behoort te lyk. Wanneer dit miskien in 'n ander vorm kom, maar die Here ons genesing bring, maar dit is nie soos ons dit verwag het nie. Dan is dit vir ons, asof ons dit nie kan aanvaar nie. En gelukkig, Naaman se dienaars wat sin in hom, in sy gedagtes insit. En hoe hy dan besef, maar die Here, hy moet volg, hy moet gehoorsaam wees. Ons moet ook gehoorsaam wees. Wanneer die Here vir ons 'n pad gee om te stap, en vir ons die rigtingwysers gee, hoe om hierdie besering, hierdie siekte te kan hanteer, hierdie emosionele besering miskien, dan moet ons dit stap, dan moet ons gehoorsaam wees dan. En dan kom die genesing. En hoe wonderlik is dit dan om te kan deel in daardie jeuglike verlossing van siektetoestand of emosionele spanning waaronder 'n mens verkeer het, of wat die besering ook al was, hoe God die kwade kan gebruik om ten goeie te kan meewerk. En wanneer ons dan Jesus se houding teenoor die mense wat miskien in 'n geestelike sin, die groter verbondheid van die lewe, wat ons almal onderhewig aan is, die sondeprobleem, en dit, hoe God dit hanteer, en in hierdie lydenstyd, vir ons daardie roetewysers gee, van hoe ons Jesus kan volg in sy lyding. Jesus praat van die volk, dat hulle nie sien, hulle kyk maar hulle sien nie. Dit is asof hulle nie die groter verwondheid van die mens kan raak sien, en die groter
oplossing wat hy gebring het, kan raak sien nie. Ons hulle hoor, maar hulle verstaan nie. As hulle gedagtes afgestomp is, om dit nie te kan sien nie. Die groter verwondheid van die mens, is dit wat die Here gekom het, om dan vir ons die oplossing te kan gee. Die oplossing is in hom, en om hom te volg. En wanneer ons dan bely, deur sy wonde, die daar vir ons genesing, dan gaan ons stemme op met daardie dogtertjie in Israel wat opgestaan het en gepraat het en gesê het, daar is die rigting is na Samaria toe, na Elisa toe. En dan staan ons saam op met Naaman wat stop en in daardie Jordaan ingaan en 7 maal homself was. En dan kan ons deel om daardie onoorkomelike probleme in die lewe in die Here se hande te laat en dat hy die oplossing bewerk. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die goedheid, baie dankie vir die liefde. Dankie dat U omgee vir elke mens op hierdie aarde. Dankie dat 'n nederige kind namens U kon praat en die instruksie kon gee van waar daar genesing vandaan sou kom. Here, ons weet dat ons almal ons uitdagings het, dat ons almal ons beserings het. Ons almal ons seer gekry het. Ons weet, Here, dat U die God van genesing is. En dat ons uitsien om in hierdie lewe daardie genesende lewe te kan lewe. U wat ons nooi dat ons in bekering blootstel, dat U ons kan genees. Here, seën ons van daardie groter verwondheid, die sondeverwondheid, om ons dan genesing te laat ervaar. Genesing van hierdie bestaan wat, terwyl ons U dien, ons kan weet, dat U daardie genesingswerk elke dag in ons lewens voortsit. Wees dan met ons, terwyl ons in hierdie tyd, die lewe en die sterwe, meemaak, om daarin te kan sien, dat U die groot geneesheer, vir ons U wonder, vir ons genesing gebring het. Amen. Is bly om dan U te kan groet vandag en seëngroet op U uit te spreek en mag so die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen.